by my. Alles het gegaan oor, ek wil lekker voel. Ek wil hy is, want wanneer ek daar is, besef ek van vergeet ek van my probleem, ekskuus nog. Vergeet ek van, dat my pa ons net so gelos het. Vergeet ek van, dat my ma nie meer, dat my pa ook getroud is, aan die ander kant. Ek het vergeet daai oomblik, van al die dinge. Maar wanneer die tik uit my liggaam het getrek is, en ek lê daar, dan kom staan hierdie goed weer op. Dan dink ek net, wauw, joh, wat baden dan as nou, al die dinge. Vandag besef ek, wauw, wat baden. Ek het dit so aangegaan en ek kon myself niks reg gedoen het of gekeer het of wat ewe nie, maar ek het my ma blameer. Ek het vir so lank met 'n geheim saam met my geloop, dat my ma nie eens van geweet het, dat ek ook gemolesteer was in die tyd, van 6 tot 8 jaar ouderdom toe. En dit het my lang gekos, voor ek vir haar die ding vertel, dit het in my gerede daar gebeur wat ek eers reg waar die waarheid vertel, want sy was nooit daar nie. Sy het ook gedrink, sy het ook dinge gedoen en gemaak en doen, maar sy was net nooit fisies teenwoordig in my lewe. Sy was nie 'n ma wat vir my gesê het, gee my 'n drukkie of gee my 'n soentjie of dit. Ek het al hierdie goed buite kan gaan soek. Maar toe ek in die reep opeindig en besef, wauw, as nie meer jou way nie, Wina, dis 'n ander way en ek het nie verstaan nie. Maar ek het vrywillig reep toe gegaan. Ek het besef, ek begin stink, ek begin lyk soos ek lyk en mense worry nie van my nie, mense praat, familie skryf my af, dit en daai. En ek moes 'n keuse maak. En nou het my ma taflak gebruik het en die polisiestasie die interdikte gaan gee. Ekskuus tog, ek gaan net eers daai stukkie vertel. Gryp apostel Stanley Davids, daai oomblik in, my suster het daar by hulle gedien. En hy sê, kom ons vat die interdikte en ons kyk wat die Here kan doen. Sy was op daai oomblik, sy het nie meer geweet wat te kan doen. Sy was moeg om nagte wakker te lê en te worry, wat doen haar kinders of wat doen ek spesifiek. En hy het die interdikte gevat en die Here het ons 'n plekkie in die rehabilitasiesentrum bewerkstellig. En ek het gegaan, daar het ek 'n kans gehad van 7 weke om my lewe agter mekaar te kry, om my uit te short of om te besluit wat ek regtig wil doen in die samelewing. En daar het ek besef, wauw, as jy my ma se huisie, ek kan nie eet hier soos ek wil nie, ek kan nie maak soos ek wil nie. Ek was constantly remind, hallo, dis jou ma se joy nie, sy kan nie maak en doen soos sy wil nie. Ons sê mos goed, ons praat mos so. Maar toe besef ek, hier is ek klomp verskillende mense